Jy is ingeskakel by die program van Psalm tot Paspoort. Ek sê vir jou baie welkom. Dankie dat jy ingeskakel is en dankie dat jy saam met my 'n paar minute gaan kuier. My naam is Willem Pretorius en ek wil jou nooi om so 'n bietjie vas te byt vir die volgende paar minute. Dan neem ek jou hier na 'n lieflike reis, 'n pelgrimsreis na daardie land Israel, God se land. Psalm 122 skryf Dawid, hy sê ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Daar is omtrent 'n blydskap wanneer jy in Israel aankom. Vandat jy daardie vliegtuig af klim en jou voete op daardie lieflike land sit, is daar 'n blydskap en 'n opgewondenheid. Hy skryf verder in vers 2, hy sê ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem. Wanneer jy met jou voete daar in daardie poorte staan, dan word die Bybel vir jou 'n werklikheid. Inteendeel, dit word eintlik vir jou so ingekleur en jy begin sekere dinge sien en ervaar en jou oë gaan oop om meer en dieper te kan sien. Nou is dit nie maar net iets wat jy gelees het nie. Nou is dit iets wat jy persoonlik ervaar. Nou daar's meer as een manier wat jy saam met my kan gaan op hierdie pelgrimstog. Ons het 'n fisiese toer wat aan die 19de Maart 2026 vertrek as die Here vertoef om te kom. En ek wil jou nooi om saam met ons te toer. Dis 'n 8-dag toer en jy kan my gerus skakel as jy bietjie meer inligting soek rondom reisprogramme, plekke wat ons gaan besoek, waar gaan ons slaap en bietjie meer inligting wil hê, kontak my gerus by 076 962 4777. Ons maak dan gebruik van Manora Toere, baie ervare toeragentskap in Suid-Afrika, wat toere dan reël na Israel, Jordanië, Egipte en dan selfs Turkye. Hulle reël vir ons al die landreëlings en maak seker dat ons 'n bus staan vir ons gereed, ons hotelle is gereël en al die ander plekkies wat ons besoek is vooraf gereël, so alles loop volgens plan en seepglad sodat ons 'n ervaring kan hê wat ons nooit sal vergeet nie. Maar as jy dan nie so gelukkig kan wees om saam met my te kan toer nie, fisies na Israel nie, byt so 'n bietjie vas, want ek gaan die volgende paar minute gaan ek jou dan neem op 'n pelgrimstog. Hier oor die liggolwe van Joy Radio het jy nou die geleentheid om so 'n bietjie van Israel te ervaar en te beleef. Ons staan vanmôre dan stil by daardie pragtige gedeelte in Lukas 19. Onthou, laas keer het ons gesels oor Jesus wat die Palmsondagweg afkom met 'n donkie op die rug van 'n donkie. En is die week voor Jesus se kruisiging en ons volg nog daardie Palmsondagweg want ons lees net bietjie verder van daardie gedeelte in Lukas 19 vers 41 en toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. As jy met daardie Palmsondagweg afstap op jou Olyfberg en jy kyk so eentjie stap en sien jy die ou stad Jerusalem voor jou lê. Jy kyk so oor die Kidron-vallei en Jesus het ook dan daar gestap en daar gaan sit op 'n plek en begin ween oor die stad Jerusalem. In vers 42 het hy gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Want daar sal daaroor jou kom dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter. En hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Kan jy jouself indink, Jesus kom om sy koninkryk te vestig, en hier sit hy en hy weet, hulle het nou net geroep, Hosanna, Hosanna. Hosanna is vir die seun van Dawid. Hulle het nou net geroep, ons erken u koningskap. En hier sit Jesus en hy ween, want hy weet wat gaan gebeur. Hy weet hy gaan nie sy koninkryk omvestig nie. Hy weet hulle gaan hom verwerp. En hier sit hy en hy sê vir hulle, jou kinders gaan in die grond verpletter word. Nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Wat 'n verklaring om te maak. Toe Jesus daar op daardie plek gestaan het, gesit het,
En hy het so uitgekyk oor Jerusalem, het hy natuurlik nie gesien wat ons vandag sien nie. Vandag sien ons die Dome of the Rock daar, die goue koepel, maar Jesus het die tempel gesien en dan natuurlik die huise en die hele stad om dit. En hy het baie hartseer geword, hy het daaroor geween. Hoekom het Jesus geween? Want hy het geweet wat gaan kom. Ons merk in Matteus 24 vers 3, op 'n latere geleentheid sê hy vir ons, en toe het hy op die Olyfberg gaan sit, of toe hy daar gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? Wat is die tekens van u koms? Hoe het hulle dit gemis? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, met ander woorde, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En hulle sal baie mense mislei. Baie mense mislei. Hy sê vir hulle na vers 6, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, maar pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie, want die een nasie sal teen die ander nasie opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. Jesus sê hier vir hulle, julle sal nie wonder as julle dit sien gebeur nie, julle sal weet. En ek wil vandag vir jou sê, geliefde, jy wat na my luister, sien ons dit nie maar ook raak nie. Moet ons ook nie begin oopgaan om te besef, dit wat Jesus meer as 2000 jaar terug vir sy disippels gesê het, daardie intensiteit daarvan word net al hoe meer. Onthou, ons staan nou stil hier by die plek waar Jesus gaan sit en ween het oor Jerusalem en gesê het, jy gaan verwoes word. En later het hy dan sien ons in Matteus 24, het hy met sy disippels daar gaan sit en vir hulle verduidelik, ouens, daar gaan moeilike tye kom. Maar weet dit, hoor wat sê 2 Timoteus 3 vers 1. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootprater, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Ag, en so kan ek aangaan, jy kan gelees daar. En hy sê dan vir ons, maar weet, daar sal in die laaste dae swaar tye kom. So, Jesus sê vir hulle, oorlog op groot skaal kan julle verwag, in vers 7, hy sê, want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, pessiektes, aardbewings, op verskillende plekke. Ons sien aardbewings op 'n gereelde basis, 6.1, ek meen, amper weekliks nou al, 6.1 op die Richterskaal. So dit sien ons. Ons sien ander tekens soos hongersnode, pessiektes, aardbewings, en al hierdie goeters, hy sê, en daar sal hongersnode wees. Ons sien die hongersnood, ons sien die misdaad, van wat vers 12 van praat, en hy sê, omdat die ongeregtigheid vermeerder het, sal die liefde van die meeste verkoel, wanneer ons nie meer liefde vir mekaar het nie, en ons is hatig teenoor mekaar, en ons is raak gewelddadig teenoor mekaar, dan moet ons besef dat mense is liefhebbers van hulle self, geldgieriges, mense sonder liefde, dwaalleringe, 'n geestelike verval, 'n globale bespotting van die woord. Nou Jesus vertel vir ons van al hierdie goedes. Hy noem dit vir ons. Jy sien kerk, ons moet besef dat Jesus is besig om hulle voor te berei vir dit wat moet kom. Nou wat moet kom? Dis baie interessant, laat ons sien dat tot vandag is daar 'n krisis in die Midde-Ooste. Ek meen, het jy al ooit gewonder waaroor gaan die groot baai? Dis Rusland teen Oekraïne, Amerika teen Irak, en Iran teen Israel, en Rusland teen Israel, en Israel en Hamas, en die moslim teen die Jood, en die Jood teen die Christen, en die moslim teen die Christen, en die brand van al hierdie kwaad, en hierdie wêreld, lê daar in die Midde-Ooste. Jerusalem is die brandpunt waaroor alles gaan, want Jerusalem is God se stad. God se naam is daaroor uitgeroep. En as jy daar op die Olyfberg staan, daar waar Jesus nou gesit het en gestaan het en geween het oor Jerusalem, en waar Jesus dan nou vir sy disippels vertel het van die oorlog wat ek nou van gepraat het, en die pessiektes en al die dinge wat kom, dan besef ons daar is een ding waaroor alles gaan.
En as jy nou daar staan en jy kyk oor die stad, dan vandag sien jy the Dome of the Rock, soos ek nou genoem het. En dis waaroor die hele stryd gaan rondom Jerusalem. Want vir Islam is dit belangrik, vir die Jode is dit belangrik, en vir die Christene is daardie spesifieke plek belangrik. Al drie het iets in gemeen rondom daardie spesifieke plek waar die Dome of the Rock staan, want dis waar die tempel gestaan, die eerste en tweede tempel gestaan het. Maar as een persoon waarmee al drie hierdie gelowe hulle kan verbind, en sy naam is Abraham. Drie historiese figure agter die drie wêreldgodsdienste wat almal direkte afstammelinge van Abraham is. Onder die Jode was dit Moses. Hulle vader Moses. Moses is Abraham se agterkleinkind van 3600 jaar gelede. Vir die Christene was dit Jesus, 2000 jaar terug. Want Matteus 1 vers 1 sê die geslagsregister van Jesus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. So ons sien, die Jode trek van Moses af terug na Abraham toe, die Christene trek terug na Abraham toe, en dan ook die moslems, wat 1400 jaar gelede het die moslim geloof eers begin, die Islam. So om dit te verstaan, moet jy na Abraham kyk. Waaroor gaan hierdie argument, waaroor gaan hierdie krisis in die Midde-Ooste, dit wat Jesus hulle voor gewaarsku het wat gaan kom, waaroor gaan dit? Weer eens, ons sê Abraham is die persoon wat almal in gemeen het, en daaruit het die drie gelowe ontstaan. Nou Abraham kom is in Ur gebore, Suid-Irak. Hy was 'n seun van Tera, die afstammeling van Sem, die seun van Noag, van omtrent 4000 jaar gelede. En die impak van sy lewe en besluite wat hy gemaak het, het tot vandag toe nog 'n uitwerking op ons. Ons almal ken mos die verhaal van Abraham. Abraham wat God vir hom gesê het, dat ek sal jou nasie maak soos die sand van die see. En God wat vir Abraham gesê het, ek gaan vir jou 'n kind baar, en daaruit sal daar 'n nageslag kom. En ons weet wat het gebeur in Genesis 16, kan jy gaan lees, eintlik Genesis 15 en 16, en Abraham het die belofte gekry, dat daar gaan vir hom 'n seun gebore word. En ons sien daar in hoofstuk 16 vers 1, maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. En wat het sy gedoen? Sy geneem 'n Egiptiese slavin met die naam van Hagar. En Sarai sê vir Abraham, jy weet, die Here het my nie toegelaat om 'n moeder te word nie. Gaan tog in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. En wat het gebeur? Daar het 'n kind gebore, en Hagar het vir hom 'n seun gebaar. En Abraham het sy seun wat Hagar gebaar het, Ismael genoem. Abraham was 86 jaar oud toe Hagar Ismael vir hom gebaar het. Jy sien, Sarah het ongeduldig geword en namens God besluit. Onthou, die belofte was die verbond was tussen Abraham en Sarai. Sy kon nie wag vir God en het sy self besluit om 'n kind te baar, om 'n kind te moet hê, en sy het toe nou die slavin vir hom gegee. Maar nou sien ons, Ismael is gebore, maar Ismael is nie uitverkies nie. Want hoor wat sê Genesis 16 vers 11, ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in die ellende verhoor. Dis nou Hagar, né? En hy sal 'n wille esel van 'n mens wees. Sy hand teen almal, en almal se hand teen hom, en hy sal teenoor al sy broers woon. Maar toe word die belofte waar. In Genesis 17 vers 19, toe antwoord God, voorwaar, jou vrou Sarah sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem, en ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. Wat Ismael aangaan, sê vers 20, het ek jou verhoor. Kyk, ek seën hom, en ek maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. 12 vorste sal hy verwek, en ek sal hom 'n groot nasie maak. Maar my verbond sal ek oprig met Isak, wat Sarah vir jou die ander jaar op hierdie tyd sal baar.
En net daar begin die stryd. Want tot vandag glo die moslems dat daardie Dome of the Rock is die plek waar Abraham sy seun geoffer het. Die Christene glo Abraham het sy seun Isak geoffer. Die moslems sê nee, Abraham het sy seun Ismael geoffer, want Ismael is die oudste. Maar die woord van die Here het ons nou net gelees in Genesis 17 dat hy het nie verbond met Ismael nie, my verbond sal ek oprig met Isak, sê vers 21. So die verbond was met Isak gewees. En omdat hulle dan nou ongeduldig was, Sarah ongeduldig was en Hagar vir Abraham gegee het, is daar vandag nog 'n familiestryd, 'n familietwis tussen die nageslagte van Ismael en die nageslagte van Isak. Nou kom ons, kan ek die Engelse woord gebruik, fast forward so bietjie. Nou 1948 jaar na Christus word Israel as staat gebore. En toe ongeveer 600,000 Jode in Jerusalem gewees. In 5 Junie 1967 met die 6-daagse oorlog tussen Israel en Arabiese lande wen Israel en nou die Jode weer toegang tot die klaagmuur en daar word gebid en geween vir die koms van hulle Messias. Nou keer die Jode terug in massas na hulle land. Vandag is daar meer as miljoen Jode. En die oorlog teen Israel met Hamas en moslimlande maak dat die Jode met meer haas teruggee, met eintlik 'n Bybelse profesie wat voor ons oë afspeel. Maar kom ek begin weer terugkom na die punt toe van daardie plek waar Jesus gesit en ween het en sy disippels gesê het, ouens, julle gaan hoor van gerugte en oorloë en aardbewings en pestsiektes en hongersnode, want alles gaan rondom hierdie stad Jerusalem. En tans word Israel gehaat, die mees gehaatste land in die wêreld. En waarom die geveg om die plek van die Dome of the Rock gehou is in kort, die moslems, die islam, sy nageslag is kwaad, hulle reken omdat Abraham Ismael Abraham se oudste seun is hulle geregtig op die land. Dis waar hulle glo ook Mohammed opgevaar het na die hemel. Islam wil met alle mag die Jode van die aarde afvee, omdat hulle haat vir die nageslag van Israel verskriklik groot is. Islam haat ook Christene, omdat Dawid uit Abraham gebore is en Jesus uit Dawid. So, daar is ook haat teenoor Christene. Het jy al gesien hoe die haat teenoor Israel en Christene oor die hele wêreld heen versprei, tans nou in Europese lande, word dit baie meer intens. Islam is besig om Europa oor te neem. Ek meen selfs Amerika. Sover die Jode aangaan, hulle is waarlik die gekose nasie, hulle is waarlik God se volk, vanuit die stam van Abraham, Isak en Jakob, en dis op die grond, daardie spesifieke grond waar die eerste en die tweede tempel gestaan het, daar waar die Dome of the Rock nou is, waar die allerheiligste was. Daarom is die klaagmuur vir hulle so belangrik, want hulle glo dis die naaste wat hulle kan kom aan die allerheiligste, want dan nou, hulle het nie meer 'n plek om offers te bring nie. Daarom is hulle in swart aangetrek en hulle gaan, noem dit 'n klaagmuur, hulle gaan ween klaag voor die Here, omdat hulle nog tempeldiens wil doen, maar hulle het nie 'n tempel nie, hulle het nie 'n plek om offers te bring nie. Daarom sal daar in die groot verdrukking, in die 7 jaar groot verdrukking, na die wegraping van die kerk, sal daar weer tempeldiens ingestel word. Vir ons as Christene is daar die plek waaroor Jesus uitgekyk het en oor geween het, vir ons wat in Jesus glo, die feit dat hy die seun van God is, of daar nou tempeldiens is en Dome of the Rock en die goedes maak nou nie regtig aan ons so saak nie, maar Jerusalem, Israel is vir ons belangrik, want dis waar Christus vir ons gebore is, dis waar hy gesterf het, dis waar hy opgestaan het, en geliefde, dis waar hy eendag gaan terugkom met die wederkoms en sy voete op daardie olyfberg gaan sit en daardie olyfberg gaan in 2 skeur. En as gevolg van daardie prys wat Jesus betaal het in daardie stad Jerusalem, daar op 'n heuwel met die naam van Golgotha, het ek en jy nou die reg om kind van God genoem te word. Daarom is Israel vir ons belangrik, want die woord vermaan ons in Psalm 122 vers 6. Hy sê vir ons dat ons moet aanhoudend bid om die vreugde en die vrede van Jerusalem. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor Jerusalem. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor as Christene teenoor God se stad. Vers 6, ek lees vir jou. Bid om die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou liefhet
rustig lewe. Mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. So geliefde, ek en jy as kind van die Here het 'n verantwoordelikheid om vir Jerusalem en vir Israel te bid. Onthou, die stryd vir Israel is nog nie verby nie. Nee, die geveg om Israel, die geveg om die Dome of the Rock rondom die Tempelmount sal aanhou en aanhou tot die dag wat Christus sy bruid kom haal, en dan in die 7 jaar groot verdrukking sal dit intenser word en dit sal meer inskerp en daar sal groter konflik wees, want op daardie stadium is God dan besig om sy wraak oor die aarde uit te giet, en hy dan 'n tydperk van 7 jaar wat hy met die heidense nasies gaan afreken, en dan ook met die volk Israel wat nie die Messias wou aanvaar nie. Hulle sal daarna 'n verskriklike vervolging ervaar wat deur die anti-kris aangeblaas word, wat moet voortduur, en dan eers sal daar 'n einde kom. So die krisis in die Midde-Ooste, dit wat Jesus geproklameer het meer as 2000 jaar terug, is 'n eeuwelange geveg tussen Ismael se nageslag en die kinders van Isak. Volgens die koerant USA Today sê hulle in Engels, Jerusalem has been captured and recaptured at least 20 times. It's been claimed by about as many countries and empires, and by 3 of the world's major religions, Islam, Christianity, and Judaism. So geliefde, mag ons nooit ophou om vir Israel te bid nie. Mag ons nooit ophou om vir hulle in te tree nie. Mag ons 'n liefde ontwikkel vir daardie lieflike stad Jerusalem. Elke keer wanneer ek daar is, dan word ek maar net herinner aan Jesus se liefde vir daardie land. Jesus se liefde vir daardie volk, alhoewel hulle hom verwerp het, alhoewel hulle hom gekruisig het, is ek in 'n mate dankbaar daarvoor, want nou het hy gesê, en nou is daar nie meer 'n slaaf of Griek of Jood. Nou is almal het die reg om kind van God genoem te word. As jy dan saam met my wil toer na hierdie pragtige land en jou voete daar gaan sit wat ons nou gelees het in Genesis, Matteus 24 en daarvan Lukas 19 wat ons gelees het van Jesus wat daar op daardie Olyfberg sit. En jy wil saam met my op daardie Olyfberg gaan sit. En jy wil saam met my gaan sien waar Jesus geloop het. Jy's welkom, ons vertrek is die Here wil die 19de Maart 2026 op 'n 8-dag toer. Kontak my gerus by 076 962 4777. Kan ek ook noem, sou jy wil toer na Egipte of Jordanië of selfs na Turkye, kontak gerus om 'n Nora toere by 011 395 2505. Skakel gerus en praat met Ilse of met Adri en hulle sal jou met liefde help. Baie dankie dat jy saam met my getoer het na die land van Israel. Mag jy daardie vrede ervaar. Mag jy God se liefde ervaar in hierdie week wat kom, in hierdie tydperk wat ons ingaan na Pinkster, en ons bid en vertrou dat jy ook 'n wonderlike Pinkster tyd sal beleef en ervaar in jou gemeente waar jy is, en mag die Here julle ryklik seën. Ek wil jou weer eens herinner, kom bid saam met my om die vrede van Jerusalem. Mag jy in vrede gaan, mag jy in vrede leef. Shalom.